Goeiemôre, mag die hierdie baie reflekteer en sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou, liewe vriende, hierdie foto het ek nou al so baie keer gesien en elke keer kom amper dieselfde vraag by my op. En dit is hierdie bokkie wat aan die regterkant is. Wanneer gaan hierdie bokkie sy of haar hand dan nou oorspeel? En die groter ooie nie meer hierdie handsheid van hierdie kleintjie aanvaar nie. En so sien ons dit gebeur baie keer ook, liewe vriende, in die natuur sal so 'n bokkie gou-gou uitgesorteer word. Maar by ons as mense word dit ook uitgesorteer. En dis hoekom die Here met ons kom handel, veral as sy kinders. Die Here sê hy weerstaan die hoogmoediges. En nou kom ons en ons wil graag met u daaroor deel die bewys dat u vervul moet word met die Heilige Gees. Weereens baie belangrik dat u sal sien en verstaan, ek moet vervul word met die Heilige Gees. Daar moet tog iets wees wat u dryf. Daar gaan tog dinge in die lewe na vore kom wat vir u gaan wys. Ek is nie vervul met die Heilige Gees nie en ek het nodig om vervul te word. En dis waarom u as kind van die Here dan die Here sal gaan soek dan ook. So hier is dit dan nou vanoggend wat ons net na so twee sake wil kyk waarom dit so nodig is om vervul te word met die Heilige Gees. En die eerste wat ek wil noem is 'n bedrieglike hart. En ons lees in Matteus 26 vers 33, daarop antwoord Petrus en sê vir hom: "Al sal almal ook aanstoot aan u neem, ek sal nooit aanstoot neem nie." Nou, liewe vriende, Petrus het dit bedoel, hy het nie gejok toe hy gesê het ek sal nie. Hy het dit opreg bedoel. Hy wou glad nie aanstoot aan die Here neem nie en hy was bereid om self sy lewe vir die Here te gee. Maar ons almal weet hoe dit op die toets gekom het, toe kon hy dit nie doen nie. En hy het iets binne in hom ontdek, 'n bedrieglike hart. 'n Hart wat hom mislei, 'n hart wat hom laat dink dat hy algeheel aan die Here oorgegee is, algeheel aan die Here toegewys, dat hy die Here so liefhet bo alles in hierdie lewe. En toe kom hy agter maar dit was nie so nie. Maar die Here Jesus ken u hart, liewe vriende, en so het hy Petrus se hart ook geken en daarom het die Here vir hom daar in Lukas 22 vers 34 gesê: "Maar hy antwoord, ek sê vir jou Petrus, die haan sal vandag nie kraai voordat jy 3 maal geloon het dat jy my nie ken nie." En dit het net so gebeur, liewe vriende. Die Here ken die hart. Die Here het die bedoeling van Petrus verstaan, maar sy hart was waar die probleem was. Dit was nog 'n bedrieglike hart wat Petrus mislei het, dat hy gedink het dat hy algeheel aan die Here oorgegee is. En kind van die Here, dis wanneer ons hierdie bedrieglike hart in ons lewe ontdek, dat ons agterkom, ons het nodig om vervul te word met die Heilige Gees. En ons wil nie met so bedrieglike hart aangaan nie. Ons wil waarlik tot eer van die Here lewe. Dawid het sy bedrieglike hart agtergekom en daarom het hy in Psalm 51 vers 12 uitgeroep en gesê: "Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees." Hy het geweet ek kan nie met so hard aangaan nie. Ek kan nie so die Here probeer dien nie. Ek kan nie in hierdie lewe leef nie. Dit gaan 'n lewe wees wat ek tot groot teleurstelling sekerlik sal leef. En daarom het hy vir die Here kom vra: "Here, kom reinig my hart. Hierdie hart van my moet verander word, sodat u volle beheer van my lewe kan hê, dat ek algeheel aan u oorgegee kan wees, sodat ek vervul kan word, dat elke deel van my as mens wees deur die Heilige Gees van God beheer sal word." Net so in Handelinge 15 vers 9 het Petrus dan later daarvan kom getuig dat hulle harte gereinig is. Hy sê daar: "En hy het geen onderskeid tussen ons en hulle gemaak nie, aangesien hy hulle harte gereinig het deur die geloof." So in hierdie vers sê Petrus, ons harte is daar op Pinksterdag geheilig, en hierdie groep mense van wie hy in Handelinge 15 vers 9 gepraat, net so, hulle harte moes ook gereinig word. En hoe gebeur dit? Deur die geloof, deur Jesus te vertrou, deur sy kosbare bloed, my te reinig van my onreinheid. En wanneer dit gebeur, kan ek vervul word met die Heilige Gees. Kind van die Here, kan u verstaan dat u nodig het om met die Heilige Gees vervul te word. Maar om dit te kan doen, gaan u dalk 'n bedrieglike hart in u lewe ontdek. U wil so baie vir die Here doen, maar u doen dit nie. En nou gaan u agterkom, dis die probleme. Wil u nie vir die Here kom vra: "Here, kom reinig my hart, kom vul my met die Gees." Mag die Here dit vir u doen. Kom ons bid dan. Ons dierbare Here, ons bid ook so vandag vir elke kind van u wat u in opregtheid en eerlikheid soek, en dat ons met 'n volkome hart u kan dien. Amen.